Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer 'n mens kyk na die lewe van Petrus, sien 'n mens dat die foute wat 'n mens maak, hoef nie op te eindig in 'n ongelukkige einde nie. Dink so daaraan. In 'n tydperk van 24 uur het Petrus Jesus bestraf, aan die slaap geraak toe hy saam met Jesus moes bid, 'n man se oor in die tuin van Getsemane afgekap en toe gevloek en ontken dat hy Jesus ken. Maar ten spyte van al die foute wat hy gemaak het Jesus vir hom gesê in Matteus 16 vers 18, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Daar was iets besonders omtrent Petrus. Elke keer wat hy 'n fout gemaak het hy weer 'n terugkeer gemaak. Toe Jesus vir die eerste keer met Petrus gepraat het, na alles wat gebeur het hy nie vir Petrus gevra, waarom het jy my verloon toe ek jou die nodigste gehad het nie. Nee, hy het hom gevra, het jy my lief? Jesus wou net weet of Petrus nog dieselfde liefde vir hom gehad het, as wat hy al soveel keer in die verlede gesien het. Jesus het nooit Petrus se verlede opgebring nie, maar wou bloot net weet of Petrus hom nog steeds lief het. Jesus gee nie om hoeveel foute jy gemaak het nie. Wat saak maak vandag is of jy hom werklik lief het. Hy ken jou hart. Jesus het geweet dat Petrus se bedoelings goed was. Ja, hy moes nog geestelik groei, maar toe hy die wag se oor afgekap het hy eintlik net probeer om Jesus te beskerm. Toe hy sy hande by die vuur warm gemaak het en as 'n volgeling van Jesus erken was hy daar om naby aan Jesus te bly. Die res het gevlug. Petrus het geweet hy stel homself in gevaar deur daar te wees en hy het uiteindelik ontken dat hy Jesus ken. Maar hy was daar omdat hy Jesus tot daar gevolg het. Jesus het verby Petrus se mislukkings gekyk en sy hart raak gesien. Hy het 'n hart gesien wat brand van liefde vir hom en wat 'n begeerte het om naby hom te wees. Weet vandag dat Jesus jou hart ook raak sien. Moenie toelaat dat die vyand vir jou vertel dat jy nie waardig is oor al die foute